Nou wat gebeur as jou beker die hele dag leeg is en jy staan môreoggend op met 'n leë beker? Dan ran jy op empty. Jy voel uitgeput. En as jy 'n gelowige is, as jy Jesus volg, dan gaan die uitputting verder as net 'n Ons is nou so halfpad deur hierdie reeks wat ons in hierdie kwartaal begin het, so al na die eerste reeks. En dit gaan oor die gewoontes van 'n gesonde hart. En vanoggend wil ons 'n bietjie gesels oor wat as jou gedagtes nie wil stil staan nie. Nou ek weet ons het so 'n paar weke terug baie oor the mind gepraat, maar daar is 'n baie sterk koneksie van jou gedagtes en jou hart. Hoekom is dit so? Ons het 'n paar keer al gepraat en ek het al 'n paar keer gesê Afrikaans is so 'n mooi taal, maar teenoor die antieke tale is dit eintlik baie arm. Want daar's woorde in die antieke tale wat as hulle die woordjie hart gebruik, hulle eintlik praat van jou gedagtes en jou verstand. So dit maak dit vir ons partykeer as ons vertalings van die Bybel lees nogal moeilik, want elke keer as ons dink hart, dink ons aan gevoel. Maar baie keer word dit goed geskryf om te sê, maar jy moet jou hart, jou gedagtes, moet jy vat en dit op fokus, dit na 'n punt toe kry en in 'n sekere rigting gaan. As jy baie mooi deur die Bybel werk, gaan jy sien dat Jesus praat nooit van as jy voel om iets te doen nie. Hy praat altyd van as die Gees vir jou sê, as die Vader jou lei of as ek vir jou sê, doen dit. Hy sê nie as jy so voel nie. Want ons as mense is baie keer geneig om te gaan met die hart. Ek voel nou nie lus vir dit nie, of ek voel nie die persoon hou van my nie, of ek voel nie ek hou van die persoon nie. Jare staan so op die rug op. So ons verwar baie keer hart en gedagtes, maar eintlik is dit iets wat nie onafskeidbaar is nie. As jy jonger is, dan sal jou ouers altyd vir jou sê as jy begin verlief raak, dink net 'n bietjie. Hulle sê nie vir jou voel net 'n bietjie nie. Dink net 'n bietjie is baie veiliger, né? So hulle sê dink 'n bietjie. Want deur te dink, oorkom jy baie keer dit wat jy voel in jou hart. En deur te dink is 'n baie vaster fondasie as om op jou gevoelens te hardloop. Vra maar vir enige mensie om jou wat al goed gedoen het op impuls, op gevoel. Hulle gaan vir jou sê baie keer van daai tipe goed het nie altyd goed uitgewerk nie. Met dit sê ek nie dat God gebruik nie gevoel nie. Hy gebruik nie jou gut feeling nie. Maar as ons praat oor jou hart en ons praat oor gedagtes, is dit dieselfde ding eintlik. Want jy moet leer om jou hart te ondersoek met jou verstand sodat jy die regte goed kan maak. Nou die probleem met gedagtes is, ek het 'n vermoede as elkeen van ons gedagtes kan vat en ons sit dit nou hierso langs mekaar neer en jy begin langs hulle hardloop. Jou gedagtes gaan baie fikser wees as jy. Want ek weet nie van julle nie, ek het nog al 'n redelike gedagtes wat hardloop. Wie van julle sukkel met gedagtes wat jy wil afskakel nie? Dis asof die lig aangaan en afgaan in die kamer en dan gaan die lig in jou brein aan. Nou ek het hierdie week geleer terwyl ek so 'n bietjie opgelees het dat hulle praat van 'n rushing mind. Dis vir my regtig, dis actually wat dit is, want jy ken daai gevoel van jy lê in die bed, ek gaan nou slaap. En dis soos elke sekonde is daar iets nuwe wat in jou kop opkom. Nou, partykeer is dit 'n klomp goed, blou lig, al hierdie goed, ons probeer allerlei maniere kry om dit half uit te skakel. Maar die meeste van ons weet wat is rushing gedagtes. Al wat jy weet jy wil slaap. Later dan is jy so gestres, want jy weet jy moet môreoggend so laat opstaan, maar jy lê nou al 'n uur lank wakker want jy wou al 'n uur terug geslaap het. En dit gebeur baie met my. Dis asof 'n Saterdag aand my effektiefste oefening aand vir my gedagtes is. So ek kom 'n Saterdag aand die lig afsit, maak nie saak of ek 10:00 afsit of 1:00 die oggend op die Sondag afsit. Die dan voel dit of my brein 'n kamerits hardloop soos die ouens vandag doen, behalwe ek doen dit in die spoed van Usain Bolt. Want ewe skielik sê my brein vir my, "Onthou volgende week donderdag," dan sê ek soos,
dude, ek het dit nie nou nodig nie. Ek het nou slaap nodig, herinner my Woensdag gaan. Maar 'n ou se gedagtes hardloop vooruit. Ou se brein bly by wat gedoen moet word, wat nie gedoen is nie. En daar is baie oefeninge wat 'n mens kan doen en ons gaan nou nie vandag praat oor die tipe asemhalingsoefeninge van hoe jy jou senuweestelsel of wat dit ook al is as jy oorwerk is. Rudy sal ons kan help om mee begin relax dat jou liggaam besef hoor jy kan nou kalmeer nie, want daar's actually so iets wat jy Rudy kan jy het jou kop uit onthou wat nou mense, dit is jou nervous system of wat is dit? Jou nervous system moet jy op 'n manier en daar's maniere van asemhaal en allerlei goed wat jy kan doen wat heeltemal natuurlik is, maar ons doen dit nooit nie, want ons het nie tyd nie, want ons gedagtes hardloop die hele tyd. So jy weet wat die probleem is, jy weet partykeer wat die oplossing is, maar ons is die hele tyd besig. Nou dan sou 'n ou in die Bybel wat Prediker geskryf het. En die ou is baie slim gewees. En in vandag se tyd wat ons so na baie goed jaag en na streef, is Prediker 2 vers 22 tot 23 baie belangrik vir ons om te hoor. Ons staan geskryf: wat kry 'n mens vir al sy inspanning en die strewe van sy hart waaroor hy besorg was onder die son? Want al sy dae is vol lyding en sy taak is vir hom 'n verdriet. Selfs snags kom sy hart nie tot rus nie. Ook dit is sinneloos. Kan julle sien as ek die laaste sinnetjie dis selfs snags kom sy hart nie tot rus nie? Kan julle verstaan hoekom ek sê die vertaling in Afrikaans is partykeer so klein bietjie misleidend? Want dit gaan eintlik oor ons gedagtes, maar ons gedagtes is gelykstaande aan ons hart. Wat interessant is, as jy slaap met jou van die slim horlosies aan, dan help hy jou baie keer in die oggend kan jy sien, dan sê hy vir jou hartryt deur die nag glad nie gedrop nie, jy's gespanne of so iets. Byvoorbeeld toe Andri het gister verkouerig begin voel, en vanoggend toe sy haar horlosie oopmaak en kyk, toe sê die ding vir haar, jy het 'n 0 recovery score, en jy het 'n hoër koors gehad, dit beteken of jy is oorwerk, of jy is besig om siek te word. Is nogal pretty amazing dat 'n liggie op jou arm net hierdie goed kan begin optel, en dis nou nie so akkuraat soos 'n dokter nie, maar dit kan nou 'n bietjie idee gee. En hierso sê Prediker, selfs in die nag, wanneer jou hart nie tot rus kom nie, is dit sinneloos. Daai van in die bed lê en worry oor wat môre kom, is sinneloos. Ajoh, dis moeilik om te oorkom. As jy weet jy het môre 'n groot vergadering, jy het hierdie moeilike gesprek by die werk, jy moet dalk jou onderwyser by die skool gaan sien omdat jou kind iets gedoen het. Dis moeilik. En in hierdie reeks wat ons praat oor gewoontes van 'n gesonde hart, vandag kyk ons na 'n geestelike komponent. 'n Baie eenvoudige geestelike gewoonte wat jy kan begin doen, wat jou op die einde van die dag gaan help om jou gedagtes te laat begin stiller word. Sodat jy op 'n plek kan kom van afsondering waar jy by God kan uitkom. Want jou gedagtes gaan nie stiller raak as jy nie by 'n plek uitkom waar jy kan begin, waar jy die stilte kan beleef nie. So proe dit hier, en dan gaan ervaar dit hier as jy dit hier kan doen. So die beste voorbeeld wat ons het is Jesus. As ons vir 'n oombliekie oor Jesus gesels, dan kom ek vra so, wie van julle dink dat Jesus baie op sy gedagtes moes gehad het, terwyl hy op die aarde was? Okay, so een of twee, die ander lyk my dink dit was baie chill geweest, maar weet julle, hy moes baie op sy gedagtes gehad het. Hy het immers die grootste opdrag in die geskiedenis van die wêreld gehad. Nou dink net aan die groot rollout of taak wat jy moet ingee by die skool, of die rollout wat jy by die werk moet doen wat jy dink groot is. Dit red die wêreld. Dink jy een wen? Hy moes dit op sy gedagtes gehad het. So hy dit op sy gedagtes gehad. Dan moes hy binne 3 jaar moes hy sy disippels oplei. Nou gaan die ouens wat studeer sê, wys jy net 3 jaar is die regte tydperk vir 'n graad, maar Jesus het net 3 jaar gehad om sy disippels op te lei, want hy het hulle vir 3 jaar gehad, toe het hy gesterf en toe het hy hemel toe gaan en toe het hy vir hulle gesê, nou is die werk julle sin. 3 jaar gehad. So kan julle dink, elke keer wat Jesus as mens
let wel onthou, hy was vol mens gewees hier. Gedink het, joh, so 2,5 maande oor voor ek gaan sterf, maar hierdie Matteus ouetjie, hy is nog nie lekker, ek moet nog gedagtes die hele tyd aan die gang. En dan op die einde van die dag moet hy maar sy lewe gee. Hoe het Jesus dit volgehou? Kan jy jou net verbeel, iemand bel jou en sê, John, die res van jou lewe, jou verantwoordelikheid is om die wêreld te red. Ek dink nie dit gaan wees soos, oh yes, nee. Ek gaan nogal 'n bietjie gedink, hoe moet ek dit doen? Jesus, wat moet ek nou doen? Ek dink 'n ou gaan hardloop in jou gedagtes. Jesus het konsekwent, doelbewus tyd gemaak vir sekere goed. En een van die goed wat Jesus gedoen het, is hy het hom ontkoppel van skares. So as kyk hoe Jesus se bediening gegroei het, sal 'n ou baie keer sien die skares het groter en groter geraak. As jy 'n reeks soos The Chosen dalk gekyk het, 'n fascinerende episode was vir my gewees, waar die visse en die broodjies uitgedeel word en waar Jesus met hierdie 5000 plus mense praat sonder 'n klankstelsel. En jy sien hy praat en die disippels skree dit aan en dan skree die ander disipel dit, ek hoop hulle telefoontjie het beter gewerk as hoe dit gewoonlik by ons werk. Maar Jesus, omdat hy die hele tyd in hierdie groot crowds beweeg het, het geweet, dis belangrik vir my om te ontkoppel, om myself los te maak van dit waarmee ek besig is en om my te gaan self vasmaak aan dit wat belangrik is. Markus 1 vers 35 tot 7 sê, vroegoggend, toe dit nog stik donker was, as ek net daai stukkie lees nie, dan kan ek vir julle met 'n eerlike hart sê, ek is definitief nie soos Jesus nie, want vroegoggend en stik donker nag werk nie vir my nie. Laat nag kan werk, maar dit so, dalk as jy 'n vroegoggend stik donker ou, dan gaan jy dalk voel, yes, okay, ek kan dit doen. As jy nie is, moenie worry nie, ek gaan vir jou net sê wat jy kan doen as jy soos ek 'n aandmens is. Vroegoggend toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon het die saam met hom agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek U. Net daai woordjies, almal soek U, het die gewig van, daar is 'n behoefte dat U moet gee. Vra maar vir enige ma wat hier sit, dalk enige pa ook, wat volgende week Vadersdag vier, of enige oom, oupa wat al 'n kleinkinders of iemand toe se kyk het. As 'n kind die hoeveelste keer sê, mamma, hoeveel mammas na so 10 keer se mammas? Ek sien van hulle sak net hulle koppe en lag. Dan sê sy, come on, ek wil nie meer nie. Ek het nou klaar gegee. Los my net uit. Hierso kom hulle na Jesus en sê, almal soek U. Die ding is, jy kan nie gee wat jy nie het nie. En dis een van daai goed van, ek dink almal wat hier sit het dit al gehoor. Is daar iemand wat dit nog nie gehoor het nie, dat jy kan nie gee wat jy nie het nie? Okay, almal het dit al gehoor. Wie van ons leef so? Wie van ons leef so dat ons van 'n plek uitleef waar ons het om te kan gee? Weet julle, dis die wonderlike ding van ons geloofsfamilie. Ons leierskap toe ons 'n paar jaar terug ons waardes en goed begin opstel het, en as jy nie heeltemal op datum is wat dit is nie, gaan kyk maar op die app. Een van die waardes wat vir ons as gemeente baie belangrik is rus. Een van die waardes wat vir ons belangrik is dat mense kan ontkoppel, kan gaan rus, sodat hulle nie hulle geloof aan 'n plek van skuldgevoelens leef nie. Ek praat baie keer met mense, en veral met jong mense het ek altyd gepraat vir sê, kom jy daarby uit om Bybel te lees? Ek is net so besig en goed, dan sê ek soos, okay, maar raak net 'n bietjie rustig en experience net. Ek het dit al hierdie jaar gesê, een van die grootste, foutiefste liedjies wat ek dink ons ooit vir kinders leer is, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei. Nou is hulle so, kom soos dit, van dit leer ons om regmerkies te maak. Jy kan elke dag die Bybel lees, jy kan elke dag 'n gebedjie sê, maar weet jy wat beteken jou verhouding met die Here vir jou? Niks.
Want jy leer nie om te ontkoppel, jy leer nie om in jou besige lewe tyd te maak en asem te haal in die teenwoordigheid van God nie. Jy leer nie om 'n oomblik te vat en God in te asem nie. Baie van ons hardloop ons self dood. Nou, om jou vir 'n kort tydjie te druk en hard te werk is nie 'n probleem nie. So ons markspan wat so hard gewerk het veral vir omtrent ons gee hulle 2 weke vir die voor en die oppakke goed na die tyd. Daar's niks fout om vir 2 weke hard te werk en te fokus op ietsie. Maar dit is belangrik dat as jy vir 2 weke lank jou energie uitgegee het, moet jy dit eers weer terugkry. Eers moet jy gaan asemhaal. En dis moeilik, want daar is verantwoordelikhede, daar's nog steeds goed wat aangaan. As jy die groot projek by jou werk klaar gemaak het en jy sign af en dis het ek hard gewerk, nou is ek klaar. Dit beteken nie noodwendig die volgende dag begin jy jou verlof nie. Baie keer wag die volgende projek net vir jou. So ons hardloop die hele tyd, jy word wakker, jy kry die kinders reg. Die een kind skree in jou ore, mamma, papa, ek het vergeet om my wiskunde te doen. Jy jaag om die wiskunde reg te kry. Dan wat nou baie gereeld in Durban wil begin gebeur is, jy sit in die verkeer vas. Lieflike tyd. Dan kom jy na jy in die verkeer gesit het en jy weet jy moet by die werk uitkom en jou nou gaan nie laat wees want jy kom by die werk en dan beklei jy. Jy dalk 'n argument of jy sit in 'n vergadering wat moeilik is en jy is soos 2 bokramme wat koppe stamp. En teen die tyd wat die dag verby is jou beker heeltemal leeg. Nou wat gebeur as jou beker die hele dag leeg is en jy staan môreoggend op met 'n leë beker? Dan ran jy op empty. Jy voel uitgeput. En as jy 'n gelowige is, as jy Jesus volg, dan gaan die uitputting verder as net 'n ek is moeg, ek voel geestelik uitgeput. Want sodra jy jou lewe vir Jesus gee en besluit om hom te volg, ontvang jy die Heilige Gees. Verskoon my as ek die voorbeeld so gebruik en een of ander diep teologiese persoon sal my wel aanval oor, maar die Heilige Gees is jou bron van krag. Hy is die een wat jou elke dag lei en dryf. As jy nie eers gaan tyd maak om by hom in te connect nie, dan gaan jy nie weer jou battery kan volmaak nie. As jou selfoonbattery pap raak, 2% voor jy gaan slaap, die môreoggend opstaan en jy het hom ingeplak, jy is hy pap. Daarom is dit belangrik dat eers in die week, daar hooplik per dag, jy 'n tyd en 'n plek kan kry waar jy kan herlaai. Het julle gehoor ek het gesê eers in die week, dalk hooplik 1 keer per dag? Want ek is bang om vir mense te sê, jy moet elke dag sorg dat jy X, Y en Z doen, dan gaan jou geestelike batterytjie vol wees. Party van ons is anders gewire. Party van ons kan 2 keer in 'n week gaan, ons geestelike battery vol, goeie kwaliteit tyd spandeer by die Here en die week vat. Van ons kan net klein happies op 'n slag hanteer. Veral in die begin en met tyd moet jy raak jy al hoe meer gewoond aan dit en dit groei. So eers moet jy op 'n punt kom wat jy geestelik herlaai. Dit begin slegs wanneer jy jou gedagtes van hardloop, jou rushing mind begin stil maak. So die realiteit is dat jy kan nie uitdeel as jy nie eers jouself volmaak nie. Ek het hierdie 'n paar jaar terug op die harde manier geleer. Toe een van my kollegas my gesê het, jy is so besig met al die goed aan te pak en soveel goed te doen dat jy is besig om jouself en die werk wat jy doen te vernietig. Dis nogal 'n ding wat 'n ou nie wil hoor as jy voel maar jy werk hard nie. Ek het gewerk, ek het gewoel, ek was die hele tyd besig en dit was met die jeugbediening, hele tyd nuwe goed gedoen. Maar op 'n stadium met die goed begin average raak. Waar dit gewoonlik goeie goed was, het dit net so 'n average goed geraak. Maar omdat ek soveel goed probeer doen het ek soveel minder energie gehad en het ek 'n slegter mens geraak, slegter man, slegte jeugwerker, want ek was net ek het niks gehad om te gee nie.
Ek het elke keer as ek iets wou probeer gee vir iemand, moes ek 'n monster sluk, geestelik, net om iets te kan gee. En ek het in 'n plek van 'n yskas vol Red Bulls geleef in plaas van 'n fontein van lewende water. Dit maak 'n massive verskil. Jy kan dalk vir 'n dag of 2 op Red Bull, Monster, sulke goed okay oor die weg kom, maar as jy nie eers rus kry nie, grond toe. So ek was op baie stadium op 'n plek gewees wat ek so bang was vir stil staan, so bang was vir nuwe goed doen en aanpak, dat ek het gevoel ek moet hierdie goed die hele tyd doen want my waarde word daaraan gemeet. Nou, my liewe kollega wat dit vir my gesê het, wonderlikste ou, sê ek ook vir hom, sal jy dan net ophou die hele tyd sê as daar kreatiewe goed moet kom? Arno, wat het jy vir ons 'n idee? Want ek en hy het 'n goeie verhouding gehad, so ek kan hom sê, jy sê ek is besig om te veel en te veel te doen, maar jy gee ook vir my die hele tyd net nog en nog by. So, daar's 2 goed wat moes gebeur het. Ek moes aanvaar, ek vat te veel goed aan. En die tweede ding wat ek moes doen het, is ek moes geleer het om bietjie boundaries op te sit. En as jy nie van boundaries weet nie, praat met Edna. Edna, boundaries word hy hierdie jaar weer aangebied of eers volgende jaar? Hierdie jaar. Julle, as jy sukkel met grense in jou lewe, dan moet jy daai kursus gaan bywoon. Want dit is die belangrikste ding wat ek en jy kan begin doen as ons geestelike lewens wil verander. En boundaries beteken nie sluit alles uit, ons gaan net nou ietsie oor afsondering en goed sê, maar dit help jou om die regte plek, die regte tyd in te laat en weer uit te laat. Want ons is nie 'n draai-vrou nie. Ons is 'n winkel met oop en toe deure. Ons kan besluit wie in en wie uitgaan. So, ek beveel dit aan, want ek was bang. Ek het gevoel al my waardes word gemeet aan dit. Ek was betrokke by 'n klomp groot projekte en daar moes groot goed gebeur. Julle, dit het my gekeel dat toe 2020 kom en ons almal toegesluit word en ek niks meer van die fancy goed kan doen nie, toe slaan ek 'n depressie en ek sukkel nou nog daarmee. Ek sukkel nog steeds om myself vol te kry. Ek dink dis hoekom 2020 soveel mense so hard geslaan het, is jy kon die hele tyd mense sien en feedback van mense kry wat jy laat van, ek's okay, ek doen goed. Toe ewe skielik is jy nie meer daar nie. Iemand het een keer gesê, jy kan so besig wees met die dinge van God dat jy nooit by die God van die dinge uitkom nie. En ons moet onthou, nie ek of jy of enigiemand kan deur besig wees ons pad na God toe oopkap nie. Nêrens in die Bybel staan ons waar God sê, kom staan aan my deur en klop en as jy lank genoeg klop en hard genoeg klop, sal ek vir jou oopmaak nie. Hy sê wel, ek staan by die deur en ek klop en as jy vir my oopmaak, sal ek ingaan. So jy kan nie aan die deur gaan slaan en jou pad oopkap na God toe nie. Besig wees en daai goed gaan jy daar kry. En Psalm 46 vers 11 is vir my so mooi. As jy dalk ergens op 'n plek is in die lewe tans, waar jy voel alles oorweldig jou, jy het soveel goed wat jy moet doen, nou moet jy nog groei in die Here ook, wil ek hê jy moet hierdie woorde hoor. Psalm 46 vers 11. Bedaar en erken dat ek God is. Bo die nasies, hoog bo die aarde. So kort sinnetjie, maar bedaar. Jy hoef my nie te sê nie, maar ek weet as ek die woordjies hoor, bedaar en erken ek is God, dan is dit so amper asof ek wil exhale van, okay, he's got it. Jy moet ergens 'n punt daarvan maak, om te gaan sit, en te gaan bedaar, en te erken, dat God is. Dat hy die hoogste bo die nasies is, hoog bo die aarde. Dink net, voordat Jesus ooit 'n enkele wonderwerk gedoen het, voor Jesus gepreek het, enige wonderwerk gedoen het, het sy vader by sy doop vir hom die volgende gesê, onthou, nog niks gedoen nie, hy was 10-1, het 'n stout tiener gewees vir baie lank vir Josef en Maria, nog niks gedoen nie, en hier word Jesus gedoop, en in Lukas 3 vers 22 lees ons, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my.
Al word nie gesê jy is my geliefde seun omdat jy X, Y en Z bereik het nie, of jy is my geliefde seun want jy gaan X, Y en Z bereik nie. Hy sê net jy is my geliefde seun oor wie ek my verheug. God was lief vir Jesus. God was lief vir sy seun vir wie hy was en nie wat hy kom doen het nie. 'n Belangrike plek om te kom as jy wil kom waar jy jou gedagtes gaan leer om bietjie stil te staan en nie te hardloop nie, is om by 'n plek te kom van afsondering. Nou, ons verwar baie keer isolasie met afsondering. Ons was met lockdown in isolasie gewees. Weg van alles en almal, jy kon nie eers na jou familie toe gaan nie. Afsondering is om jou half eenkant te hou. So daar's 'n groot verskil. Daar's 'n verskil van om te sê ek gaan myself in isolasie sit of ek gaan my afsonder. Nou isolasie sê die volgende. Isolasie is jy hardloop weg en kruip weg vir ander. Wie van julle dag wil ek net my foon af sit die gordyne te trek en net TV ek smaaf sodat niemand weet ek's by die huis nie. Dit is isolasie. Jy kruip weg van mense, jy wil nie by mense wees nie. Jy kry jouself jammer en mag dalk jouself op verkeerde maniere troos. So isolasie gaan oor ek sluit my af van die wêreld en maak nie saak wat ek gaan doen nie, ek gaan dit doen sodat ek beter voel. Enigiets, okay. Dan kry jy afsondering. Afsondering is wanneer jy doelbewuste en berekende besluite om te stop neem. Jy neem doelbewuste en berekende besluite. Ek het einde verlede jaar of Oktober verlede jaar se kant het ek 'n sekere klomp besluite in my lewe gedoen wat ek doelbewus begin doen het. En ek is hooplik 'n beter mens, maar ek voel soos 'n beter mens. So doelbewuste berekende besluite. Ek besluit dit, want die uitkoms moet dit wees en ek wil dit bereik. Maar jou enigste doel moet eintlik wees om in jou Vader se teenwoordigheid te kom. Om teenwoordig te wees by hom en uit die hemel te hoor. En hoe doen jy dit? Deur afsondering. Ons het toe ek diensjaar vir Christus baie jare terug gedoen het hulle sulke dae vir ons gegee wat jy verskillende geestelike spiritualiteite of wat sê boekie gewoontes moes doen. Ek amper sê ek kan nie 7 Habits of Highly Effective People het ons gedoen. Kan nie regtig die boek se naam onthou nie, maar een van die goed was gewees stilte. Die kere wat ek by retreats was in Wellington terwyl ek geswat het, was dit Andrew Murray se stil retreats. Ek hoor dit, maar jy moet net stil bly. Jy mag niks doen nie. Jy voel tot skuldig om vir iemand te kyk want jy is bang jou oë klap te hard of iets. Hulle soek net stilte. Maar ek het van my mees intense oomblikke saam met God gehad. In oomblikke waar ek in stilte gesit het en net gewag het. Ek het my roeping gekry en ek is verlede week deur mense wat hier was herinner wat Parys toe in die Vrystaat is herinner hoe ek langs 'n rivier gesit het en besluit het om voltyds in die bediening in te gaan in plaas van om na daai jaar beek om regte te gaan swat. Bietjie 'n groot angle shift. Maar ek onthou dit was in 'n oomblik van stilte, dit was nie in 'n oomblik van geraas en gesprek nie, dit was in 'n oomblik van stilte langs 'n rivier. Ek onthou ek in diensjaar in die hoekie naby, ek dink is te wild in die Transvaal gesit het en daar in absolute stilte in 'n droë rivier gesit het en glad nie groot was op hierdie stilte ding nie en ek was soos, okay Here, as hierdie ding nou regtig werk, gee vir my 'n teken. En julle in 'n 34 grade dag in Transvaal sonder 'n windjie begin al die droë riete langs my rittel asof iemand daar deurloop en ek sit daar ek is soos wow. Ek sou dit nie beleef het as ek nie vir 'n oomblik stil gestaan het nie. Ek sê nie vir julle dit was noodwendig die Here wat deur die riete geloop het, hy kon dalk 'n muis daardeur gestuur het. Maar as ek nie vir 'n oomblik stil geword het, het ek 'n oomblik verloor waar ek iets van God kon beleef.
En Jesus gee vir ons goeie raad. Matteus 6 vers 6 sê, perfekte praktiese raad, maar wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer toe, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in verborgenheid sien, sal jou beloon. Met ander woorde, gaan na 'n stil plek toe. Almal van ons sit nie binne kamers nie, dis nie my eintlike ding vandag, maar gaan na 'n plek waar dit stil vir jou is. Kom sê ek waar dit stil vir jou is, want wat vir 'n ander persoon dalk raserig is, soos wie hy nog steeds stil plek. Ek het op 'n stadium vir omtrent 'n jaar lank in Cafe Grande in Pick n Pay gaan stilte tyd hou en journal. Nou sal mense sê, "Joeg, dit is geraserig." Dit het vir my gewerk. Ek kon daar by die tafeltjie gaan sit. Lindy en Tandy het presies geweet wat's my koffie. Hulle het geweet ek kom 'n Bybelstudie daar sit, begin journal, Bybel gelees, my koffie gekry. Dit was asof alles net stil geword het om my. Nou is ek nie meer op 'n plek wat ek in so 'n plek kan gaan en gaan stil word nie, want my gedagtes is bietjie rowwer as toe, meer aktief. Maar vind 'n plek waar vir jou stil is. Ek het al by baie mense gehoor, as ek sê ek is so bly ek het nie nodig om die verkeer elke dag te ry nie, dan hoor ek by party mense, is die beste tyd vir die dag vir my, want omdat dit so stil staan, het ek soveel tyd om met die Here te praat. So wat doen daai persone? Hulle onproduktiewe tyd, omskep hulle in 'n produktiewe tyd. Sal ek sê dis optimaal, nie vir primêr nie. Gebruik daai tyd, maar skep eers die tyd om stil te word, jou af te sonder, by God te gaan sit en net partykeer te sit en eers te praat en net te ervaar en beleef, sodat jou rustige gedagtes stiller kan word. Ek het agtergekom, as ek baie keer in die aande sukkel om in die slaap te raak, partykeer help dit, dan begin ek in plaas van om te dink waaraan ek moet doen, begin ek die goed wat in my gedagtes opkom bid. En ek gee dit vir die Here en ek sê, okay, dan partykeer hou dit baie lank aan, want iemand het eendag gesê, why count sheep when you can talk to the shepherd? Dit was my baie cute quote geweest. Ek gedink hy moet 'n T-shirt daarvan maak, nee. Why count sheep when you can talk to the shepherd? Dis was baie beter. Gebed is nie 'n slaappillie, maar ek het al baie keer agterkom wanneer ek begin bid en met die Here praat oor die goed wat deur my gedagtes hardloop, raak ek dalk 'n bietjie gouer aan die slaap. Die ding is, jy moet op 'n plek kom waar jy in God se teenwoordigheid kan wees, waar jy kan okay wees met jouself om nie okay te wees nie. Waar jy nie hoef 'n maskertjie op te sit om op 'n sekere manier te lyk nie, sodat God jou as aanneemlik sien nie. Die feit van die saak is, jy is alreeds nie vir God aanneemlik nie. Waar's Dian nou? Hy het mos vir ons ruk terug gesê, Dian preek by Welgegind vanoggend. Maar hy het ons 'n stadium vir ons gesê, as jy dink jy's 'n goeie mens, jy is nie. As jy dink jy behoort na God toe te gaan en jy moet mooi, rein en aanneemlik lyk, wees rustig, want jy is nie. Jy is wel vir God mooi, rein en aanneemlik oor wat Jesus vir jou gedoen het. So jy hoef nie te worry om in te stap en die regte gesig op te sê. Gaan maar net in. Gaan in met jou rou gevoelens, gaan in met jou gebrekkige taal. Moenie dink oor hoe kan ek nou met God praat nie, praat net met God. Ons dink altyd ons moet God op 'n sekere manier praat. Praat net met God, dis die behoefte, dis die begeerte, dis die plek. 'n Plek waar jy dood eenvoudig net so eerlik as wat dit menslik moontlik is, kan wees. Nou wanneer jy dit doen, wanneer jy daai plekkie kry van stilte, kwaliteit stilte of kwaliteit afsondering, begin daar iets wonderliks gebeur. Die fokus verskuif vanaf jou probleme na God toe. So, daar's 3 dinge wat jy kan doen. Ek wil dit gou vir julle lees en dis, as jy dit onthou, is jy goed genoeg vir volgende. Soek 'n tyd en 'n plek. Maak 'n tyd en 'n plek. Wie het 'n dagboek waar hulle al hulle goed in beplan? Okay, dit lyk my die dagboeke is meer 'n groot ding, hè. As jy 'n besigheidsman is en jy beplan vergaderings of enigiets, selfs maas, as jy nie 'n dagboek het behalwe 'n ding waar jy elke middag se lys neerskryf wat jou kind doen nie, skryf elke dag ergens dalk in jou dag 10 minute in. Sê vir daai 10 minute gaan ek my selfoon, my smartwatch wat notifications kry, alles in 'n boksie sit
en ek gaan vir 10 minute dalk in die hoekie van my sitkamer sit. As jy 'n besigheidsman is, kies 10 minute in die dag waar jy dalk vir jou sekretaresse net sê, van hierdie tyd tot hierdie tyd, geen oproepe nie, jy klop jy aan my deur het en sy die gebou afbrand nie. En in jou kantoor maak vir jou tyd net om 'n bietjie stil te raak. Ouens, dit hoef nie ure te wees nie. As jy gaan kyk na al die goed wat die mense sê oor asemhaling en goeters. Nou, met dit, dis nie meditasie nie, ek praat net van asemhalingsoefeninge, nê. Hulle sê 3 tot 5 minute is genoeg om jou hele liggaam se fight and flight stelsel te begin drop. Imagine jy kan elke dag begin of 5 minute vat en net God in en uit te asem. Elke asemteug dink jy aan wie God is. Met elke asemteug uit sê jy vir hom dankie vir wie hy is. So kies vir jou tyd in 'n plek. Kan jou bed wees? So as jy dalk 'n laat aand ou is en jou man of vrou slaap vroeg, jy kan die bed gebruik om met die Here te praat. Kan op jou stoep wees. Ek wonder baie keer in die ou dae, ons het nie meer stoepe by huise vandag nie, maar kan julle ouer mense onthou die ouer mense altyd laatmiddag op die stoep gesit het met koffie of tee? Wonder partykeer wat hulle gedoen het. Het hulle met mekaar gepraat of het hulle net ja, dis die grootste woord vir enige man, as ons sê ja, dan weet ons alles. Maar hulle dalk net op die stoep gesit en net chill. Nie gedink oor môre nie gedink oor dat verby is nie, net die koppie sawe lyf geniet. Kyk, enige plek, begin 'n plekkie kry. Dan begin klein. Julle jou uitdaging nie is om van môre af elke dag 2 ure op sy te sit en stil te bly en te vas in daai 2 ure van alle social media af nie. As jy nog nie 'n ritme het nie, julle weet nou ons praat baie van ritmes nie. As jy nog nie 'n ritme het nie, begin dalk met 5 minute. Dit hoef eers 5 minute elke dag te wees. Jy begin dalk en sê 5 minute van elke maandag gaan ek eers per maandag vir my 5 minute inbou. Dalk na die eerste week voel jy, Jesus, uit Woensdag het ek eers begin kwaad raak. Dalk moet ek maar Woensdag weer 'n 5 minute inbou om my geestelike sentre by God. Later begin jy agterkom, okay, ek doen dit nou 3 maal 'n week en 5 minute voel eintlik nie meer genoeg nie. Dalk kan ek dit na 10 minute skryf. So progressive, skuif dit op soos God jou lei. So begin klein. Dis nie 'n 5 ure 'n week challenge nie. Ons begin 'n challenge van 5 minute 'n week. Jy gaan baie gou agterkom jy wil meer as 5 minute hê. En dan die volgende een is wees dood eerlik. As jy voel jy moet huil, as jy kwaad wil wees vir God, as jy wil hê hy moet jou sondes vergewe, vra dit, sê dit vir hom. Ek het een keer 'n storie vertel waar ek baie oorweldig was en ek in my kar gesit het en ek basies op God geskree het. En ek dadelik skuldig gevoel het, maar in daai oomblik van skuldgevoel het ek net ervaar die Here sê vir my, okay, nou is ons reël. Nou kan ek met jou praat. Ons het hierdie ding van ons mag nie met God stry nie, ons mag nie God vra nie. Ons mag, want Jesus het vir God gesê, Here, as dit U wil is, as U wil, vat hierdie beker vir my weg. Jesus wou nie gesterf het nie, maar hy het gesê, maar as dit U wil is, nog steeds. So hy het basies met God gestry. Gaan na God toe, praat waaroor jy kwaad is. As jy moet huil, vra vergifnis. God is groot genoeg om dit te hanteer. Hy het alles al beleef. Hy het alles al gesien. So ek maak klaar. Wanneer jy die geraas begin uitskakel en regtig stil word, sal jy agterkom dat jou fokus begin verander. Jy sal besef dat God en sy krag is altyd meer as genoeg vir jou lewe. So gewoontes van 'n gesonde hart is te begin dalk by 5 minute van afsondering in die week. Maar soos 5 minute vir jou te min raak en jy voel jy wil meer hê, pas dit aan. Maar kry vir jou 'n plek, kry vir jou 'n tyd en wees eerlik. Ek is oortuig daarvan dat as elkeen van ons dit kan begin doen, gaan ons elkeen se geestelike lewe anders raak. Gaan vervuld wees
En ons gedagtes gaan dalk bietjie stiller begin raak, want ons het 'n plek waar ons met iemand wat alles weet, met 'n God wat alles weet, dit kan deel, dit kan aflaai en weer ontvang. Kom ons bid saam. Here, in ons wêreld jaag en jaag en jaag ons, Here, en vanoggend word ons uitgedaag om in 'n wêreld van meer, vinniger, verder, eintlik uitgedaag om net te stop, stil te raak, aan die blommetjies te kyk, dit te ruik en U te beleef, Here. Here, my gebed vir elkeen van ons is, Here, dat U vir ons wat vanoggend voel dat ons het nodig om hierdie ritme, hierdie manier van afsondering in ons lewe in te pas, sodat ons besige gedagtes kan begin stilmaak en sodat ons geestelik vervul kan word, dat ons die dapperheid sal hê om besluite dalk te moet neem wat geneem moet word. En Here, dat ons dit nie sal doen vir enige ander rede behalwe as om onsself te kom vul by U nie. Want Here, U het ons ook na hierdie wêreld gestuur. Maar Here, ons kan nie na die wêreld toe gaan as ons nie iets het om te gee nie. Nie in ons huise nie, nie in ons werk nie, nie in die vreemdeling op straat nie, Here. Heilige Gees, lei ons elkeen om 'n plek te kry waar ons kan kom kry by ons Vader, sodat ons kan gaan gee vir die wêreld wat God wil gee. En dankie, Here, dat U ons ongoedgenoegdheid goed genoeg gemaak het deur die offer van die Seun. Dankie dat ons weet dat U roep ons na 'n plek van rus. As U in die woord vir ons sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Hoor vanoggend die stemme hier, Here, wat sê, God, ek is oorlaai en gee hulle rus. Mag Here jou seën hierdie week. Mag die Here se rus en sy vrede jou omvou en jou na 'n plek toe lei waar stille waters vloei en waar sy genade genoeg is vir jou. En ons almal sê saam, amen.